Dis Sondag aand en tyd vir perspektief op e-Extra. Dankie dat jy vanaand saamkyk en soos gewoonlik kyk ons vanaand na die grootste nuusberigte in die naweek se koerante. Die bestuurende redakteur van Rapport, Liesel de Lange, sluit vanaand by my aan. Goeienaand Liesel. Dankie dat jy kom inloer het. Ons begin by seker die storie van die week wat beide die Sunday Times en die City Press op hulle voorblad het. Agressie. As jy na hom luister, is dit amper ongelooflik hoe blaatant hy praat oor hierdie korrupsie. Wat is jou indruk daarvan? Beslis ja, net sodra jy dink jy het nou oor die een onthulling gekom, dan kom die volgende een. Ek meen van braaipakke deur tot enorme bedrag geld wat blijkbaar betaal is. So dit is en die mens raak al benoud vir die week wat kom, né? Het nou vanmiddag het hy 'n tweet uitgestuur wat hy gesê het hy gaan allerlei dinge te sê oor Weskaapse politici. So ons hou asem op om te hoor wat kom nog. Maar wat ek dink interessant is van vandag se stories en is seker ook nie verrassend nie, né? Is dat hy dat die Watsons baie hard probeer het om hom te oortuig om stil te bly. Dis eintlik maar die hoek wat in City Press en in Sunday Times se hoofstories is. Ek meen hulle het miljoene na die man toe gegooi in 'n poging om hom te kry om te swyg. En daar's gerugte van 50 miljoen en dan elders lees ek weer 80 miljoen. Waarvan praat ons? Of maak dit nie snaak nie? Dit is soveel geld. Ek dink dit is soveel geld, ek dink niemand van ons weet meer. Jy weet, gooi 'n paar braaipakke en oorseese vakansies in en jy weet ook nie meer wat is wat werd nie. Die feit bly staan ons praat van groot geld. Die City Press het veral 'n goeie prentjie geskets oor al die kommunikasie tussen hulle, nie hoe hulle hom probeer oorreed het. En daar sê Agressie, "It would be in my best interest," in een van die e-posse. Wat is die best interest waarvan hy praat? Wel kyk, ek is nie heeltemal seker, mens moet seker maar, mens wonder hoekom sing hy soos wat hy nou sing, né? Dit kan nie net wees omdat hy en die Watsons vir mekaar suur geraak het nie. Dit het waarskynlik iets te doen met latere moontlike vervolging in Swan. So dalk is dit wat hy bedoel in sy beste belang om eerder nou, jy weet, soveel as moontlik inligting bekend te maak. En dan hier in die Sunday Times aan die binnekant van die koerant is daar 'n berig oor die feit dat hy moontlik sy huis gaan verkoop vir 13,5 miljoen nogal, sien jy kans? Ja nee, ek weet nie, daar sal seker van die mense met wie hy sake gedoen het wat dit sou kon koop, maar dit is seker nie verrassend dat hy uit die land uit sou wou gaan nie, né? Want hy het nou 'n lang lys vyande gemaak. Soos hy sal ek ook seker maar so gou as moontlik in Italië wou uitkom. En gaan hy terugkom? Kan ons hoop dat hy gaan terugkom? Die vraag is altyd wie van die mense kom wel terug. Nou, dit is natuurlik makliker om mense terug te kry uit Europa uit as 'n Dubai. Maar ja, dit ons sal maar moet sien. Die Zondo-kommissie het ook die media oor die vingers getik. Dit is ook in een van die berigte hier in City Press, dink ek, omdat hulle beriggewing doen voordat goed nog voor die kommissie ter tafel gelê is of voordat daar nog getuienis daaroor was. Dink jy daai kritiek is geregverdig? Kyk, ek dink spesifiek met Bosasa, nou baie van die skandes rondom Bosasa, nou nie al die besonderhede wat ons nou sien in ons daagliks na ons asem laat snak nie, maar baie van die skandes en skandale is 10 jaar terug al oorgeskryf. En daar is 10 jaar terug al gesê dat hierdie mense moet vasgevat word. Ek meen daar was kwessies waar hulle ampertjies weet wat Bosasa se naam moes verander, net want hy's geswartlys by die Reservebank. So ek dink is bietjie onregverdig om nou die media oor die vingers te tik omdat ons vroeër goed skryf. Ek dink ons het so lank in 'n klimaat gebly waar goed nie uitgekom het nie. En dat goed wel uitgekom het en nooit verder gevat is deur die vervolgingsgesag nie. En ook, kom ons wees nou maar eerlik, dit is ons werk. As ons inligting kry en ons weet dis waar en dis nie onwettig om te publiseer nie en daar's nie baie groot reperkusies nie, dan publiseer ons, dis ons. Want rakende 'n ander kommissie, die Mokgoro-kommissie wat nou hierdie week van sy sitting ook voortsit, het die Sunday Times juis gaan skryf oor 'n beëdigde verklaring van Johan Booysen of verwys daarna en toe vir hom gevra oor kommentaar. Nou moet 'n mens dit verstaan. Kyk, hulle daai berig natuurlik baie na verwagting en ons glo dit sal en jy weet daai tipe goed kom. Maar ook as mens mooi gaan kyk van wat hulle daar geskryf het, is ook nie heeltemal verrassend nie want dit is aantuigings wat Johan Booysen al baie lank teen Jiba maak. En dat hy sê hy is onregverdig vervolg dat sy jy weet 'n vendetta teen hom gevolg het en so en is eintlik maar baie soortgelyk in die berig. Ons bly by Johan Booysen. Hy gaan van dese week getuig voor die Mokgoro-kommissie. Vuurwerke, moet ons so lank koes? Kan ons nog koes? Kan ons nog koes? Daar's meer plek. Jiba het al klaar slegte week agter die blad, né? Want sy is mos nou by die Zondo-kommissie ook uitgelig. En is eintlik angswekkend om te dink die bewering is gemaak dat sy R100,000 'n maand ontvang het en dat sy daarmee seker gemaak het dat Agressie dat daar nie regstappe kom teen Bosasa nie en dat sy selfs vir hulle raad gegee het oor hoe om dit te omseil. So as die afgelope week by die een kommissie, weet, vir ons 'n aanduiding was, dan dink ek kan ons nog
as ons kan sien daarvoor nog vuurwerke verwag in die week wat kom by die Mokgoro-kommissie ook. Nou, rapport het met 'n heeltemal ander storie gelei as die ander twee koerante wat ons nou bespreek het. Plase vir dooies, nog meer slegte nuus oor die swak implementering van die regering se grondhervormingsbeleid. Ek dink wat veral ontstellend is, kyk, die storie het nou verlede week, daar is vroeër al geskryf oor van die probleme met van daai projekte in KwaZulu-Natal, maar die storie is nou weer op die voorgrond gebring deur 'n PAIA-aansoek wat Business Day gebring het en toe die verslag van die spesiale ondersoekeenheid in die hande gekry het. Nou, wat vir my baie erg is van daai verslag is, daar's al amper 'n jaar terug, Maart verlede jaar het president Cyril Ramaphosa daai verslag gekry. En een van die aanbevelings is dat daar teen 43 amptenare stappe gedoen moet word, né? En daar's, ek dink net een van hulle, as ek nou reg onthou, net een van daai amptenare is al enigstens aangevat en die departement se verskonings is goed soos ja, party van hulle is siek, ons kon hulle nie verder ondersoek nie en party van hulle het bedank en so aan. Maar dit was natuurlik 'n moeilike politieke tyd vir die president ook, né? Want is net na Nasrek, dis net na onteiening sonder vergoeding is groot gewees, is nog steeds groot op die agenda en mense. Ja, die regering erken dat grondhervorming gemors is, maar ek dink nie hulle wil erken hoe ernstig dit regtig is. Liesel, sonder om nou koerantgeheime weg te gee. Ons het nou gekyk na die voorblaaie van die Sunday Times en die City Press en aggressie is natuurlik 'n baie groot storie. Maar hoe maak julle die besluit om te sê nee, hierdie is 'n groter storie? Kyk, ek dink as jy nou mooi gaan kyk na daai voorblad, né, is aggressie is baie prominent aangebied en mense het dit verwag. Ons weet jou Suid-Afrikaanse publiek, ons het almal verwag om verder goed oor aggressie te lees want dit is die groot nuus op die oomblik. Waar die plase is 'n meer, wil ek sê amper eksklusiewe storie want dit is 'n storie wat ons self gaan opvolg het. En iets wat ons baie hard probeer regkry by rapport ook is, ons skryf die hele tyd oor verslae, ons skryf die hele tyd oor skandes, ons skryf die hele tyd oor dinge wat skeefloop, maar ons skryf nie altyd oor die mense wat geraak word nie. So ons het uitgery na daai plase toe en gaan skryf oor gaan kyk wie is geraak en hoe hulle geraak is. Ja, ek net gaan vir jou terugbring na die Sunday Times. Hulle het 'n berig gehad hier ook oor grond en plase, maar forget race, all that counts is a shared love of cattle. Wit boer en 'n swart boer wat mekaar help en ondersteun. Hoeveel van sulke stories dink jy is daar nog? Daar is ongelooflik baie. Landbou Weekblad het ons verlede jaar hulle groot grondberaad gehad waar hulle meer as 60 sprekers gehad het, né? En die tema daar was planne wat werk. Daar het groot kommersiële boere gestaan met trane in hulle oë en vertel hoe hulle saam met armer gemeenskappe werk met opheffing. Daar was plaaswerkers wat in trane uitgebars het en vertel het hoe hulle uiteindelik hulle eie lappie grond het. Daar's ongelooflike stories daar buite. Maar dit is ongelukkig ten spyte van die regering en nie dankse die regering nie. Kom ons beweeg aan na die berig oor Indië. Die president kom terug met goeie nuus. Kan ons vir hande klap? Ja, sies tog, ek dink hy het 'n paar hande. Ek dink hy het 'n bietjie klop op die skouer nodig, maar 'n moeilike tyd waarin hy leef. Ja, blyk by ons is al van 2005 is verbod gewees wat Indië geweier het om enige sake met Denel te doen as gevolg van beweringe van gunslone wat betaal is op die Isle of Man. Vir 'n Indiese maatskappy of liewer deur Denel om na bewering om kontrakte te behou. So het Indië geweier om verder besigheid te doen. Denel is 'n groot besigheid, dit is 'n groot tegnologie en dit kan tog net vir ons goed wees as 'n groot land soos Indië weer bereid is om sake te doen met Denel. Dit is my baie interessant in die berig wat City Press daaroor gehad het aan die binnekant die aanhaling van Lindiwe Sisulu waar sy sê die wanbestuur by Denel kom al 'n baie lank pad voor staatskaping en dit is half teenstrydig met wat 'n mens verwag nie. Die algemene persepsie is alles is staatskaping se skuld. Ja, ek is bevrees, kyk, ons het al probleme gehad voor staatskaping, né? En in groot ondernemings soos Denel was daar definitief probleme. Ek dink net die omvang daarvan het soveel groter geword daarna en weet onder die era van oud-president Jacob Zuma dat ja, soos jy sê, ons vergeet eintlik dat daar maar 'n paar skandes en skandale in die tyd voor dit ook was. Die president het ook nie nagelaat om vir Denel so effens 'n dwarsklap te gee en te sê ons weet nie alle Indiërs of alle Indiese besigheidsmense is so nie. Ja, dit net Aspres. Hoekom het hy nou dit gedoen? Seker maar Aspres sien dat ons een van ons groot probleme, waarby nou Bosasa wys nou vir ons dat staatskaping op verskeie plekke met verskeie maatskappye gebeur het. Maar ongelukkig die Guptas natuurlik kom wel oorspronklik van India af so. Ons skryf aan na Gwen Ngwenya wat bedanke die beleidshoof van die DA. Gaan dit die DA seermaak? Ek sit nou hier met 'n berig wat sê knives out for Musi. Kyk, dit is 'n week waar die DA op die aanval moes gewees het, nie op die verdediging nie, né? Maar hulle het eintlik ook maar 'n baie slegte week gehad tussen die drama rondom die
die advertentiebord van die Isidemedi slagoffers en die families wat woedend is oor die name, die Glad Africa skandaal in Pretoria. So, en nou sit jy met Bosasa ook, nou dink jy, yes, jy weet, hier was die perfekte tyd vir die DA om uit te kom as hierdie party wat die grondwet beskerm en volgens beginsel optree en hier moet hulle eie vure doodslaan. Nou, daar's mense wat nader aan Musi beweeg wat sê, of weet joernaliste wat meer gereeld met hom werk, wat sê, hy's te sag eintlik vir die werk. Weet, hy's 'n voormalige ledeprediker, hy's eintlik 'n te nice ou en te goedgelowig. En weet, politiek is 'n harde spel. En weet hy sit met uitdagings binne sy eie party. Daar's vrese dat die DA vir die eerste keer sedert ek dink in die afgelope 15-20 jaar nie gaan groei in 'n verkiesing nie. En dit gaan nogal groot eier op sy gesig wees. Maar dit is moeilik om hulle beleid vas te stel, né? Ek meen die afgelope tyd as jy kyk hoe die party Swazireneke hanteer het, byvoorbeeld hoe die party die bekleierery by Hoërskool Oeverval oor Afrikaans hanteer het. Mense het die gevoel gekry vroeër dat hulle sal ongewilde goed sê, maar as dit op die beginsel werk, dan weet hulle bly by die beginsel. Waar nou is dit amper asof die DA ook maar bietjie populisties begin raak saam met die ander partye. En dit kan dan verduidelik hoekom iemand soos Ngwenya net besluit het, weet jy wat, julle luister in elk geval nie na my nie, julle wil nie 'n behoorlike beleid neersit nie. Dink jy sy en die twee ander hoëvlak lede van die DA wat bedank het, gaan regtig stemme met hulle saamvat? Gaan dit nie maar net veroorsaak dat mense nog meer apaties raak nie en glad nie stem nie? Wat is jou opinie? Jo, dis die groot vraag wat almal vra, né? Wat gaan met die partye gebeur? Dis baie moeilik om te sê. Ek dink die DA gaan waarskynlik 'n bietjie swakker vaar. Die peilings wys dit ook. Hoewel die peilings ook, weet daar's maar debatte oor hoe akkuraat peilings is. ANC gaan bietjie beter vaar as in 2016, DA waarskynlik 'n bietjie swakker. Van die kleiner partye kan baat vind. Jy weet jou Cope en jou UDM's en so aan die klein partye wat maar half eintlik verdwyn het die afgelope paar jaar. Iemand soos Lekota vry vreeslik hard veral na die boere in die Vrystaat, so ons moet sien wat daar gebeur. En natuurlik die ander probleem wat die DA het is die hantering van die drama rondom Patricia de Lille, wat 'n gewilde vrou in die Weskaap is en ons sal moet sien wat die uitkoms van daai geveg is. Nou ja, dit was die besturende redakteur van Rapport, Liesel de Lange. Dankie Liesel dat jy ingekom het op 'n Sondag aand. Net hierna gaan ons voort met 'n oorsig van die week se nuus en ons kyk waarop mense op die internet al aandag gevestig het. So bly ingeskakel.